Goeiemôre gemeente. Nou ook hartlik welkom vanoggend aan enige besoekers by ons. Roep die Here aan met die woorde van Psalm 16. Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Here. Vir my is daar geen goed bo U nie. En dan antwoord ons troue Here ons. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing dan nou vir die Here as antwoord, en ons loof hom met Psalm 48. Ons gaan vers 1 en 4 sing, en julle sal hoor in vers 1 sing ons van Sion, herhaaldelik. Sion is die berg van die Here, daar waar hy in sy glorie en heerlikheid sit en heers. So wanneer ons sing van Sion, dan sing ons van die heerskappy, die koningskap van die Here. So ons sing Psalm 48, daarvan vers 1 en 4. Bly nou ons kosbare geloof, dit wat die Heilige Gees aan ons gee en wat ons bind aan mekaar en aan ons Here. En ons bly dit aan die hand van die geloofsbelydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies
en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister nou saam na ons Here se antwoord vanuit sy wet. En daarom luister ons saam na Eksodus 20. Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Besonders die rede waarom die Here die wet vir ons keer op keer voorhou, is hy wil ons herinner vir ons nood vir genade. Hy wil ons bring op 'n punt wat ons sê, ek het niks anders as ek nie Christus het nie. As ek nie die vergifnis in hom het nie. Dis juist wat hy doen vanoggend. Daarom sing ons daarvan Psalm 103. Sing ons en ons prys en erken die Here juis vir die vergifnis wat ons gaan sing vers 2, vers 5 en vers 6. Dis 'n bekende teks waar ons hoor so hoog soos die hemel bo die aarde is, so groot is die Here se goedertierenheid oor die wat hom vrees, en so ver soos die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Daarvan sing ons Psalm 103 vers 2, 5 en 6. Yeah.
Ons buig voor die Here in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, se troos en 'n vreugde net om daardie woorde te kan spreek. Dat U die almagtige God van hemel en aarde, U wat oor alles en almal heers, neerbuig na ons en ons liefhet as Vader. Voor die wêreld mag met sy lyding en verdrukking slaan, ons kan deur valleie van doodskade weer loop, ons is veilig by U. Dankie vir wat U vir ons gee. Elkeen van ons word persoonlik deur U gekoester en versorg, presies soos wat U in U wysheid weet vir ons goed is. Ons hoef nie te bekommer oor môre nie, ons hoef nie wakker te lê nie, want ons het U as rots. Ook vir ons as gemeente, as kerk, ons prys U vir die groot liefde wat U vir U kerk het. U bewaar haar, U hou haar staande, U versorg en dra haar. O, mag ons dan elkeen, mag ons as gemeente, mag ons as ganse kerk groei in ons liefde, bewondering en vertroue in U. Ons bely dat ons gereeld juis hier struikel. Dat ons gereeld maar U liefhet met 'n klein liefde. Dat ons gereeld ons rus en vertroue in U verloor en so maklik terugvlug na die wêreld, om daar te gaan soek vir troos en volheid wat nie bestaan nie. Vergewe ons. Wil U juis nou waar ons saam is voor U ons vorm en ons leer, vul en versterk ons harte wanneer ons vir U sing, open ons monde en plaas lof in ons harte, dat ons nie net sal sing wat ons sien nie, maar dat ons sal jubel. Ons werklik sal sing vir U. Ja, wil U ons harte en ons ore ook open nou waar ons na U woord gaan luister. Maak ons tog heiliger. Mag ons harte dag vir dag hierdie wêreld verlaat en U aankleef. Reinig ons met U woord. Voed ons tog met U woord. Verhoor ons bede, Vader, alleen om ons Here Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Ons gaan nou, voordat ons saam luister na ons Here se woord, weer vir ons Here sing en juis oor die kosbaarheid van sy woord, en ons sing juis in Psalm 119 vers 26. Ons bid eintlik. Ons vra vir die Here, herskep my nou inwendig, werk in my hart, verlig U my verstand. Ons Here doen dit deur sy woord. Ons sing Psalm 119 en daarvan vers 26. Ons gaan vanoggend verder met ons reeks vanuit die eerste brief van die apostel Petrus. Ons is vanoggend by hoofstuk 3, vers 13 tot 17, so julle kan daarheen blaai en saam met my daar oopmaak.
1 Petrus 3, vanaf vers 13 tot 17. En deur hierdie brief is Petrus besig om een baie belangrike klem keer op keer te lê. En dit is 'n mens is, lyk en lewe anders wanneer jy Christus vasgryp. Wanneer jy gegryp word deur Christus en verander word deur die Gees, dan lyk jou lewe hier op aarde anders. Dit is nie nuwe nuus nie. Maar hoe kosbaar om te sien hoe Petrus dit weer en weer vir ons leer. En dit kan ook nie op 'n ander manier wees nie. Jy sal anders begin lewe as die wêreld. Soveel so, dat wat binne jou is, jou nuwe hart, jou geloof, die Heilige Gees se werk, jou hoop, onsigbaar vir die menslike oog, dat dit gesien sal word deur die wêreld, deur die mense rondom jou. As Christen kan dit nie anders nie, as volgeling van Christus, sy eiendom, nuut gemaak, word ons ook navolgers van die goeie. Daar is die klem, weer en weer. So heeltyd toets ons onsself en vra, is ek 'n navolger van die goeie? Soek ek Christus se wil, soek ek die goeie in dit wat ek doen, elke dag, die 1000 besluite wat ek moet maak. Is dit my voor oë? Is ek 'n vreemdeling in hierdie wêreld, of is ek net soos die wêreld? Christus roep ons. Hy roep ons om heilig te lewe. Hoofstuk 1 vers 17, wees heilig, want ek is heilig, sê God. Hy roep ons om alle kwaad en sonde te bestry. Lê dan af alle boosheid en bedrog, in hoofstuk 2 vers 1. Hy roep ons om aangename, mooi, skoon lewens te lei in hierdie wêreld. Hoofstuk 2 vers 12, hou julle lewens wanneer onder die heidene skoon. En dan roep hy ons ook om in so goeie, skoon, Godvreesende manier te lewe hier op aarde, selfs wanneer dit moeilik raak. Selfs wanneer mense dit vir ons moeilik maak. En dit is juis waarna ons kyk in hierdie gedeelte. Ons luister dan saam na 1 Petrus 3, daarvan vers 13 tot 17. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie. En wees nie ontsteld nie, maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. Met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle beskaamig word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Want dit is beter, as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Want sover, julle kan julle Bybels hier oophou. Ek sal weer na vers 13, en wees dit wat julle sal kwaad sal aandoen, as julle navolgers is van die goeie, navolger van die goeie. Een wat die goeie voor hom stel, en dit volg, dit soek, dit doen. Heeltyd vra, wat is die goeie ding hier om te doen? Wat is Christus se wil hier? Wat is goed? Nou vra Petrus, wie sal julle dan kwaad aandoen in hierdie wêreld, as julle dit is? Dit is 'n retoriese vraag, jy sien hy antwoord dit nooit. Dis 'n vraag waarvan die antwoord eintlik veronderstel is om voor die hand liggend te wees. Niemand gaan julle kwaad aandoen as jy die goeie navolg nie. Indien jy die goeie navolg in jou lewe, in jou optrede, in jou gesin, in jou gemeente, by jou werk, in jou familie, in die samelewing, dan behoort jy nie deur ander kwaad aangedoen te word nie. En oorweeg die kwaad wat ons aangedoen word, die belastering, die skinde, die uitsluiting, die verstoting, die verwerping, die fisiese skade selfs baie keer.
Waarom word dit hoofsaaklik aan ons gedoen? Waarom ervaar ons dit? Die meeste van die kere op grond van ons eie sonde en ons selfsug. Wanneer ons vir ons eie voordeel arbeid ten koste van ander, dan maak dit konflik. Wanneer ons optree vanuit jaloesie, eie willigheid, hoogmoed, trots, dan kry ons teenstand in ons lewens. Baie van die lyding wat ons verduur van ander se hande af is weens ons eie foute, weens sonde in ons. So baie van die swaar kry en konflik wat ons ervaar, kom juis uit hierdie plek uit. Ons lewe nie in navolging van die goeie nie. Nou wat mens dan sien wat so belangrik is hierdie wat Petrus sê, en hierdie veronderstelde antwoord, niemand, dis 'n norm. Dis 'n spreek, as jy dit so wil sien. Maar ons Here is nie onkundig nie. Ons Here is nie naïef en dink, as die gelowiges net reg lewe, dan sal hulle nooit teenstand kry van die wêreld, of hulle sal nooit kwaad aangedoen word nie. Hy sê, dis die norm. Jy gaan baie konflik en skade en kwaad vermy deur 'n navolger te wees van die goeie. So doen dit. Maar dit gaan gebeur dat jy ten spyte van die goeie navolg, en partykeer juis weens die goeie navolg, juis weens jy wat die regte ding doen, tog verdrukking ontvang. Tog gaan jy kwaad aangedoen word deur mense. En dis waarom die Here dan vir ons vers 14 gee. Vers 14, maar as julle ook moet ly, ter wille van die geregtigheid, salig is julle. So dit gaan soms gebeur. Jy gaan jouself beywer vir wat goed is, vir Christus se wil, om weg te bly van skinder en van kwaad praat oor ander mense. En tog gaan daar oor jou kwaad gepraat word. Tog gaan daar oor jou geskinder word. Jy gaan soms jou lewe neerlê vir ander en hulle dien. Ander se belange hoër as jou eie stel. En jy gaan uitgebuit word. Jy gaan verag word. Jy gaan soms seën en geantwoord word met vloek. Jy gaan soms ly en kwaad aangedoen word, nie net ten spyte nie, maar juis omdat jy die goeie doen. Omdat jy nie deelneem aan die partyskappe en twis en kwaadpratery nie, word jy uitgesluit. Word jy verstoot. Omdat jy die kwaad uitwys en dit vermaan, word jy skynheilig genoem. En word 'n kollig geplaas op al die foute wat jy het. En so kan ons aangaan. Jy ken dit. Waar dit partykeer vir ons voel, net om te oorleef in hierdie lewe, moet ek harder word. Moet ek die goeie partykeer op sy skuif, want dan kom dit te veel sleg. En moet ek self ook so optree. Maar hoor dan wat sê Christus. As dit gebeur, dat jy ter wille van goed doen, ter wille van sy wil soek, ter wille van die geregtigheid ly, salig is jy. Het gebeur nog altyd met die kinders van die Here. Dink terug aan Matteus 5, saligsprekinge, waar Christus sê, salig is julle wanneer julle vervolg word ter wille van die geregtigheid. So het hulle met die profete gemaak wat voor julle gewees het. Dit behoort nie so te wees nie. As jy die goeie doen, moet jy nie kwaad aangedoen word nie. As jy navolger is van die goeie, maar in hierdie stikkende, sondige wêreld gaan dit gebeur. Dat jy die goeie doen, juis opoffer. En wat nie net verag word nie, jy ontvang kwaad terug. Baie sing die psalms nie van dit nie. Dit is iets wat gebeur, iets waarmee wat ons moet erken en raak sien. Hoor dan wat sê Christus, as dit gebeur, indien jy ervaar dat jy kwaad aangedoen word ten spyte of juis weens die goeie lewe wat jy nastreef, die Here sien dit, en hy seën jou. Sy oë is op jou, net die vorige vers 12, waar ons gehoor het,
Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. So Petrus se punt wat hy hier maak, is volhard in die goeie. Volhard daarin om Christus se wil te soek in alles wat jy doen, elke ding in jou lewe. Vra, wat's die goeie? En verwag, ongelukkig, gaan daar teenstand kom. Daar gaan kwaad aan jou gedoen word, ten spyte van jy wat die goeie soek. En hoor dan Christus wat sê, salig is jy. Dit beteken nie sy seun is van jou afgehaal, omdat jy kwaad ontvang vir die goed nie. Hy sien dit. Daarom sê Petrus verder, vers 14, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Wat gebeur typies nou met ons, is ons wil die goeie doen, ons wil die goeie navolg, maar is moeilik. Mense doen ons kwaad aan, mense praat sleg van ons, mense skinder oor ons, mense verdruk, sluit ons uit. En wat gebeur dan? Uit 'n vrees vir dit, dat dit nie met ons sal gebeur nie, dat ons nie daai hoef te ervaar nie, hou ons op om die goeie te soek. Of ten minste, gee ons toe op party plekke, waar ons nie meer ywerig is vir die goeie nie. Moenie dat die kwaad wat jou aangedoen word ten spyte of weens jou goeie lewenswandel vrees by jou maak nie. Moenie dat jou reputasie en jou naam, jou gemak, jou eer, moenie dit so lief hê dat jy ten spyte of dat jy ter wille daarvan die goeie verlaat nie. Moenie dat jy ontstel nie. Maar dit is so kosbaar om hierdie raak te sien. Christus sê, salig is julle, wanneer julle goed doen. Die wat salig is, volhard in goed doen, ten spyte van teenstand, verdrukking, vervolging. Nou weet jy dit. En nou sien jy, om te volhard in goed doen, die regte ding te soek, die regte ding te doen, gaan my partykeer iets kos. Daar gaan kwaad aan my gedoen word, dit gaan weerstaan word. Weeg dit op. Jy verloor iets, partykeer, wanneer jy die goeie navolg. Maar jy het Christus se seun. Jy het sy vreugde in jou. En dis oneindig meer werd as enige iets wat hierdie lewe kan bied of mense kan wegvat. Daarom sê Petrus, wees nie ontsteld nie. Moenie laat die kwaad wat jou aangedoen is wanneer jy juist die goeie navolg jy ontstig nie. Jou hele dag, jou hele week, jou hele maand, jou hele ervaring van jou gemeenskap stuit nie en versleg nie. Maar eerder vers 15, heilig die Here God in julle harte. Nou hierdie twee verse, vers 14 en 15, vrees hulle nie en wees nie ontsteld nie, maar heilig die Here God in julle harte. Dis 'n aanhaling vanuit Jesaja 8, waar die volk Israel gevrees het vir die volke rondom hulle, die dreigemente, die verdrukking, en waar die Here dan vir hulle sê, julle vrees die verkeerde ding, moenie hulle vrees nie. Jesaja 8 vers 12, julle mag nie alles 'n sameswering noem, wat hierdie volk 'n sameswering noem nie, en julle mag nie bevrees wees vir hulle vrees nie, of verskrik wees nie. Die Here van die leerskare, hom moet julle heilig, en laat hy julle vrees, en hy julle verskrikking wees. Dan sal hy vir julle 'n heiligdom wees. In jou lewe en optrede, waar jy 1000 besluite elke dag moet neem, kyk weg van mense. Kyk weg van hoe hulle dalk sal reageer. Kyk na die Here. Laat hy jou vrees wees. Laat die vrees vir God jou lei in jou lewe, eerder as jou vrees vir mense, en hoe hulle dalk mag reageer of optree wanneer jy die regte ding doen, wanneer jy die goeie najag. Heilig die Here Christus in jou hart, sonder hom af, as die hoogste, kosbaarste skat in jou lewe, wie se oë en wie se seën 1000 wêrelde werd is.
Hy en wat hy wil is die hoogste doel. Dit is wat saak maak. Hy stel die voornemens vir my lewe. Sy wil is waarna ek soek op elke plek in my lewe. Vrees vir mense gaan maak dat jy daai prys gee. Die toegewings maak oor wat Christus se wil is. Vrees dat mense so gaan optree of dit gaan sê. Vrees hulle nie heilig die Here Christus in julle harte. Petrus se punt is net gewoon dit. Hou Christus voor oë. Kyk na hom. Dat jy ten spyte van 'n klomp redes, genoeg redes om op te hou volhard in die goeie. Nog steeds sal volhard in die goeie, nog steeds aanhou om dit na te jaag. Sy wil te soek. Hou hom voor oë. Vers 15. En wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is. So wat sien die wêreld wanneer jy dit doen? Wanneer jy vreesloos verdrukking ontvang en aanhou die goeie soek. Wanneer jy vloek ontvang en seën, soos wat Petrus vroeër ook gesê het. Wanneer jy soek om 'n goeie, mooi lewe te lei, oral, volgens Christus se wil, ten spyte van die verdrukking, ten spyte van die kwaad wat jou aangedoen word. Wat sien die wêreld? Hulle sien lyding sonder vrees of toegewing. Hulle sien verlies sonder jy wat ineenstort. Hulle sien onreg sonder jy wat wraak neem. Verdrukking en verwerping sonder jy wat bitter word. Hoe besonders is dit dan? Want ons soek dit. Ons wil daardie tipe gelowige wees. En die vraag is, hoe kry jy dit? Hoe word jy dit? Hoe beeld jy daai uit vir die wêreld? Die antwoord is, dit is vir jou moontlik om te hê in Christus. Om so te reageer teenoor kwaad wat aangedoen word aan jou. Wanneer dit gesien word die wêreld ongemaklik wanneer hulle hierdie soort Christens sien. En dan mag hulle vra vir rekenskap. Waarom? Wat is dit in jou wat jou so maak? Wat maak dit jy so is? Daarom praat Petrus van ons hoop. Hierdie is moontlik vir jou om te hê. Weens jou hoop. Die hoop wat jy in jou, so, dan moet jy jouself vra, wat's die hoop in my? Kan ek rekenskap gee van my hoop, as iemand my sou vra? As ek in die versoeking kom om op te hou die goeie in alles na te volg, weens verdrukking, weens kwaad wat my aangedoen word, wat is my hoop wat my aan die gang hou? Dis die vraag. Kan jy rekenskap gee van jou hoop? Waaraan hou jy vas? Die hoop binne jou kan niks anders wees as die Here Jesus Christus nie. Hy is die hoop, die verwagting, die vertroue binne die Christen wat maak dat hy sy wil kan navolg, selfs wanneer dit bitter moeilik raak. En Petrus het tot op hierdie punt in die brief vir ons dit gewys. Menigmale. Kyk na 7 van dit saam met my. Dit is baie meer. Maar die 7 maniere hoe Christus ons hoop is, dinge om jou hart, jou gedagtes op te vestig, om jou hoop te versterk, om te kan volhard in die goeie. Daar is 7 dinge. Nommer 1, Christus het na ons gekom. Hoofstuk 1 vers 20. Nou hoor ons, praat van Christus, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is, om julle ontwil. Christus Jesus, die ewige Seun van God, voor al die eeue vooruitgeken, het gekom, geopenbaar aan jou. Hy het ons nie gelos nie, alles ons stikkend, sondig, onwaardig, soos wat ons, dit is juis waarom hy kom. Hy is geopenbaar. Nommer 2, hy het gesterf en die helse straf wat ek verdien in my plek gedra.
sodat ek wat dit verdien nooit hoef nie. Hoofstuk 2 vers 24. Daar hoor ons, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedraai het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe, deur wie se wonde julle genees is. Dis my hoop. Hy het dit gedra, ek skoon voor God, want is gedra op Christus. Nommer 3, hy het opgestaan. Hoofstuk 1, vers 3. Let weer op die hoop. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Hy het die dood oorwin, hy het bevestig dat hy my verlos het, die dood in my plek oorwin het, dat hy deur die dood gebreek het. Hy het opgestaan. Nommer 4, hy regeer vanuit die hemele oor alles en almal. In hoofstuk 3 vers 22, net 'n paar verse na ons teks, waar ons as die Here wil 'n volgende keer sal uitkom. Jesus Christus wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Hy heers en ek's veilig. Baie dinge in hierdie lewe wat ek nie kan beheer nie. Baie dinge wat my bang maak. Baie dinge waaroor ek bekommerd kan wees. Maar hy heers. Hy besluit, hy beskik, hy regeer. Ek's veilig. Nommer 5, hy kom weer. 1 vers 13, hoofstuk 1 vers 13. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Hy sal weerkom in heerlikheid en krag, alle kwaad sal afgereken word, hy sal vergeld en hy sal genade bring vir my, verlossing, verheerliking, 'n ewigheid by hom. Dis dan die tweede laaste een 6, hy neem ons om ewig by God te wees. Hoofstuk 3 vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Dis die doel, om ons na God te bring. En laastens, hy bestuur en hy bewerk alle dinge so, dat al my swaar kry, elke druppel daarvan 'n doel het. En dit is sy heerlikheid, sy eer. Hoofstuk 1, vanaf vers 6 en 7, hoor ons van ons geloof wat gelouter word soos goud. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, dis jou lyding. Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Wanneer ons swaar kry en vashou aan hom en glo, word hy verheerlik, want daarmee sê ons, hy is beter. Selfs in hierdie swaar kry, is hy my hoop, ek gryp hom aan, ek kyk na hom, hy is my bron en my vreugde. En daaruit kry hy heerlikheid. My swaar kry het in hom 'n doel, die hoogste doel in hierdie skepping, om hom te verheerlik. Elke druppel daarvan, nie 'n druppel of 'n sekonde is ooit te vergeefs nie. Dis die Christen se hoop binne hom, die Here Jesus Christus. En die vraag is, kan jy rekenskap gee van dit? Is dit die hoop binne jou? Het Christus hierdie plek, hierdie waarde in jou hart? Het jy hierdie verwagting op hom? Dit sê, wees altyd bereid om rekenskap te gee van die hoop binne jou. Let op wat Petrus nie sê nie. Want hierdie vers, hierdie woord wat hier gebruik word, is meer 'n woord van verdediging. En die apologetiek, 'n veld in die teologie wat
fokus op die verdediging van die geloof. Meeste van julle ken dit. Daardie veld gebruik graag hierdie vers om te sê, kyk, ons moet ons geloof verdedig. En is waar. Ons moet kan verdedig, kan 'n antwoord gee vir die hoop wat in ons is. Maar let op wat Petrus nie sê nie. Hy sê nie jy hoef alle vrae en aanvalle en aantuigings te kan antwoord nie. Hy sê nie jy moet die kennis hê om alles te kan weerlê wat teen jou gesê word, teen jou hoop nie. Hy sê jy, gelowige, moet kan rekenskap gee, kan antwoord gee, getuienis gee van die hoop in jou. Jy hoef nie te oortuig nie. Jy hoef nie die mond te stop nie. Jy moet net antwoord gee. Die oortuiging, dit lê by die Here, is nie jou werk nie. Maar om te kan getuig van die hoop in jou, moet jy die hoop ken, koester, lief hê. So dis die opdrag staan eenvoudig, wees bereid, wees gereed om getuienis te gee van jou hoop. Wat met daardie getuienis gebeur, is nie jou werk of verantwoordelikheid nie, dis die Heilige Gees se. En let op vers 15. En ongelukkig met die apologetiek is hierdie die plek waar baie maklik verkeerd gaan en skeef gaan. Is bereid verantwoording te doen van die wat rekenskap eis met sagmoedigheid en vrees. Hoe jy jou hoop beantwoord aan iemand, verdedig teenoor iemand wat rekenskap eis van jou, is uiters belangrik. Die hart, die gesindheid, die manier. Petrus sê met sagmoedigheid en vrees, en dis wat baie van die apologete mis. Ons sien hoe gereeld op sosiale media, of dalk in persoon, in groepe of konferensies, of wat ons met mense wat baie gestel is op die apologetiek te doen kry, hoe die manier hoe apologetiek gebeur, hoe dit geskied, die verdediging van die geloof is so skerpsinnig. Dit is so 'n skerp, vinnige verdediging van die geloof. Die manier hoe hulle teenoor die wêreld rekenskap gee oor die Christen se hoop, is deur die ongelowiges eintlik te wys hoe onlogies en hoe dom hulle is. Deur hulle verkeerd te bewys met hierdie massa filosofie en logika en feite, en hulle eintlik net die mond te wil stop, die ongelowige wêreld. En hoe loodreg gaan dit teen ons Here se opdrag hierin. Wees bereid om 'n antwoord, 'n getuienis, 'n verdediging van jou hoop te gee, maar met sagmoedigheid. Dit sagmoedigheid in 'n vorige teksgedeelte in 1 Petrus hanteer. En as ons terugdink aan wat sagmoedigheid is groot krag onder groot beheer. Dis die woord vir wille perd wat getem word, of 'n swaard wat in sy skeet gehou word. Jou gesindheid kan nie een wees van om die wêreld op hulle plek te sit. Die ongelowige wat rekenskap eis van jou geloof op dieselfde manier te antwoord as wat hy met jou werk. Want hoe werk die wêreld met die Christen? Beledigend, verkleinerend, spottend, skerpsinnig en sit hulle op hulle plek. Die manier om rekenskap te gee van die hoop in jou te verdedig is nie soortgelyk nie. 'n Vyandig gesinde aanval nie. Sagmoedigheid. En met vrees. Nie vrees vir die mense nie. Dit sê Petrus herhaaldelik, ons kan nie daai fout maak nie, dis nie vir die mense nie, dis vrees vir wat? Dis vrees om oneer te doen aan daardie hoop, aan Christus as jou hoop. En is moontlik om daardie hoop van jou te van getuig, te kan verdedig op so 'n manier, so vyandige, lelike, aggressiewe manier, dat dit skade doen aan die beeld van die hoop. Dat dit die hoop soos 'n lelike, vyandige ding laat lyk. So dis vrees vir God. Om jou hoop te verdedig in die vrees van God beteken dit jy op so 'n manier doen, dat God se naam nie skade ly nie. En laastens, kyk saam met na vers 16 en 17. Hierdie beantwoording
verdediging, die getuienis van die hoop binne jou wat Christus is, moet ook gebeur met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Want dit is beter as die wil van God dit eis dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. So lewe, in ander woorde, volgens die hoop wat in jou is. Moenie dat die beswaddering en die kwaadpratery van jou geldig wees nie. Lewe juis so 'n lewe, dat wanneer daar geskinder, beswadder, kwaad aangedoen word aan jou, kwaad gepraat word van jou, dat dit weerlê kan word. Nie deur jy wat jouself verdedig op elke hoek nie. Nie jy wat hierdie groot argument het, maar met jou lewe. Met hoe jy optree. Jou goeie lewenswandel in Christus. Dis 'n uiters kosbare les en 'n oproep. Want ons is geneig om onsself te wil verdedig, om te wil vergeld, wanneer ons verontreg voel. Maar dis nie hoe Christus ons leer nie. Dis nie sy ontwerp nie. Laat jou lewe eerder van so 'n goedheid en hoop spreek, dat jy nie sal nodig hê om beskuldiging en belediging te weerlê nie. Sal nie nodig wees om wraak te neem, met dieselfde soort beledigings te antwoord nie. En is duidelik, en jy word volhard in die goeie, dat daardie aantuigings, daardie kwaadpraat nie waar is nie. Volhard in goed doen aan almal. 'n mooi en aangename lewe. 'n lewe wat Christus se wil soek in alles. Ten spyte van, en veral wanneer dit vir jou deur ander mense moeilik gemaak word. Want dit is juis God se ontwerp waardeur hy self as die koning die wêreld beskaam. Amen. Ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word in alles wat ons doen. Mag ons lewens werklik spreek van U heiligheid, U skoonheid, U goedheid. Mag daar in ons as gemeente en elkeen persoonlik 'n getuienis wees van ons hoop in Christus. O, help ons om hom gedurig voor oë te hou. So maklik kyk ons vas in hierdie wêreld en in onsself. En dan vergeet ons wat ons in hom het. Vul ons harte met gedagtes, bewondering, met vreugde in hom. Mag ons so vreesloos volhard daarin om hom te volg, al kos dit ons baie. Hy is oneindig meer werd. Versterk dan ons swak harte. Lei ons wankelrige tree, om getrou na U wil te soek, en in alles goed te doen, soos wat U ons roep. Vader, so wil ons geliefdes wat swaar kry aan U opdra. Hulle is voor U, onder U oë, en ons weet dit. Ons prys U daarvoor. Dit is hulle en ons enigste troos, dat U as Vader elkeen van die kinders wat ly versorg, ken, bewaar. Mag hulle dan U teenwoordigheid en U ondersteuning en liefde in die besonder ervaar gedurende hierdie tyd van beproewing. Veral bid ons vir Suster Tia en broer Jak van der Walt, en Suster Hilda en broer Wouter, oor die afsterwe van Suster Hilda se suster of se dogter. En ons bid vir Suster Lida van Rensburg en ook om François. Wil U uitkoms gee waar dit gesmeek word, en geduld en vertroue op U. Nou maak hulle harte tog vol van U goedheid, U liefde teenoor hulle, en mag hulle rus in U. Ons bid ook vir reën
Dank U dat U gegee het. Ons bid ook tog vir nog. Elke druppel water behoort aan U en het val op U bevel. Ons weet hierdie droogte is onder U beheer, deur U eie hand afgemeet. En ons onderwerp onsself nederig aan U wil en U wysheid daarmee. Versterk en vertroos wie die meeste geraak word en gee tog uitkoms op U tyd. Verhoor ons dan, Vader, in die naam van U geliefde Seun. Amen. Ons sing dan saam vanuit Psalm 16 en daarvan vers 1 en 3. Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.